ek dink ook die Here se plan vir ons is dat ons wel hierdie vrede sal beleef. En ek gaan vinnig net eers so 'n opsommingkie doen. Ons het net laas keer het ons geëindig met die samevatting oor vrede. Griekse woord eireinheid, Hebreëse woord shalom. En ons weet dit beteken om heel te wees, vol te wees. En dit word ook vertaal met voorspoed in die Nuwe Lewende Vertaling, nee. Want ek glo die Here wil hê ons moet iets beleef van om heel te wees, om volkome te wees. En baie keer sal jy hoor mense sê shalom of hulle sal sê vrede vir jou. En as Paulus baie keer in sy briewe groet, dan sê hy mag die vrede van die Here met julle wees. En ons gaan dit vandag doen, ons gaan die vrede van die Here oor mekaar uitspreek, want dit bring vreugde. Samevattend het ons net gesê dat ons weet God is die bron van hierdie vrede. Daar's geen twyfel daaroor nie, en selfs in Efesiërs 4 wat ons net nou gaan lees, kom jy agter dat hy gee vrede wat alle verstand te bowe gaan, nê. So ons gaan dit net nou lees, want dit is deel van vanoggend se boodskap ook. En ek gaan nou die hoofgedeelte heel aan die einde vir jou lees, nie in die begin, soos altyd. En daar's 'n rede hoekom ek dit doen. Want ek dink dit is 'n perfekte, uitsonderlike opsomming van dit wat jy moet weet oor vrede. En as jy dan alles vergeet wat ek vandag vir jou sê, en jy kan hierdie een gedeelte onthou, en jy kan hom gaan lees, dan gaan jy alles weet wat jy nodig het. Okay. Ons weet dit is natuurlik deur Jesus, selfs toe daar geprofeteer is oor hom, en dan word daar gesê dat hy sal vrede op aarde bring, en ons ken die gedeeltes. Hy sê ook, ek gee vrede nie soos die wêreld gee nie, in Johannes 14, nee. Ons het ook laasweek die gedeelte wat ons gebruik het, was Handelinge 10, waar hulle die evangelie van vrede verkondig het. So dit lê alles in Jesus, en dan natuurlik Romeine 5 vers 1 wat vir ons sê dat hy juis hierdie vrede tussen ons en God kom herstel, wat vernietig was as gevolg van sonde. En weet jy wat daar vers 8 van daai gedeelte sê, toe ons nog sondaars was. So hy het nie van ons verwag om eers perfek te wees. Het hy reeds vir ons gesterf? Nee. So ons kan absoluut staan op die vergifnis wat Christus vir ons bewerk het. En dit werk natuurlik deur die Heilige Gees as deel van die gawes van die vrug van die Gees. Vrede, vreugde, 'n blydskap, is alles rondom dieselfde. En ek gaan net vir jou die woorde spesifiek oor dit ook gee. Nou kan ek en jy dit gaan uitleef. Jy weet, as ek en jy die Here se vrede uitleef, dan beteken dit eenvoudig net, I know that I know that I know. Hier is die kontrol. Ek hoef nie sit te worry nie, nee. Jy weet jy kry mos die verskil tussen die warriors en die warriors. Die ouens wat jy heeldag worry en die ander ouens wat so 'n bietjie staan op hulle geloof. Mag jy die een wees wat absoluut in oorwinning staan die hele tyd. En dan word ons opgeroep vir hierdie vrede. Matteus 5. Die vredemaker saai saad en hulle sal oes, sê Jakobus 3. En dan sê Lukas 10 vir ons, as jy ergens kom, spreek vrede. Hy sê, as daar iemand van vrede is, dis toe Jesus sy 72 uitgestuur het, dan sal hulle dit ontvang. As hulle dit nie ontvang nie, kom dit terug na jou. Maar spreek vrede. Weet, ons is geroep vir vrede, man. Jesus het gekom vir vrede. En die grootste vrede wat hy gebring het, is natuurlik tussen ons en God, wat vernietig was. Maar ons weet ook, Jesus het ook gesê, hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dan dink ek, okay, Jesus weerspreek hom, hy word daarom ook die vredevors genoem. Hier praat dit eintlik van die reaksie wat mense sal hê baie keer op dit. Gaan nie altyd positief wees nie. Vrede met God, dis die vredevors, herstel, niks en niemand kan daar iets aan doen nie, dis klaar betaal, dis reg, dis 'n geskenk, ons kan dit net ontvang en geniet. Maar jou broer langs jou, en jou familielid, as jy skielik die Here begin dien, en selfs in ander godsdienste, as iemand tot bekering kom, word hy weggejaag. Dis waarvan Jesus gepraat het, toe hy gesê het, maar hy bring die swaard op. Dit is meer 'n reaksie van die mens se kant. Kyk net wat het hulle met hom gedoen, die vredevors. En dan weet ons ook natuurlik, dit is nie soos wat Jesus het gesê, dit is nie soos die wêreld se vrede.
Vrede in die wêreld is maar net eintlik mense wat sê hulle het vrede. Wat die Here nie het nie, eintlik is dit net 'n klomp verskonings wat hulle gebruik om eintlik ander ouens net te blameer en ja, tipe van half oor alles te kyk, maar eintlik is hulle nie eerlik met hulle self nie en hulle sê dit maar net om aan die einde van beter te voel oor hulself. Maar daar diep binne innerlik het hulle dit nie, want jy kan dit net kry natuurlik in Jesus. Nou dit is wat alles laasweek in nete dop vir ons gesê, net om almal op die regte bladsy te kry. Vandag gaan ek so 'n bietjie verder om vir julle te sê, vrede en vertroue vernietig. Paar stellings wat ek nou gaan maak, voordat ons die skrifgedeeltes lees. Vrede en vertroue vernietig vrees en angs. Dit vernietig vrees en angs. As jy vrede in jou hart het, sê dit nie jou lewe gaan perfek wees en net alles. Maar jy weet net, jy weet nie hoe, maar jy weet net, die Here gaan iets doen. En dan bring dit daai verwagting van om te sien hoe hy dit gaan doen. En dit gee vir jou natuurlik hierdie vreugde, hierdie innerlike mens wees, wat jou verstand te boven gaan. As mense partykeer net so bietjie hierdie goed gaan dink. Ek dink partykeer ons dink te min. Ons moet partykeer net hierdie goed gaan dink. Moet dit nie net lees ergens of sing ergens en dalk net sê gloria, halleluja en is verby. Gaan dink bietjie daaroor weer. Gaan fokus bietjie, die Here hierdie vrede. Hoe werk dit? Hoe werk dit regtig? Ek beleef dit dalk nie altyd, die Here, maar wys my kom lewe. Weet jy wat? Jy gaan verbaas wees hoe die Here vir jou partykeer klein goedjies op jou pad gaan bring, goed wat jy kan leer, want dit net vir jou eenvoudig oopmaak en bevestig. Want ek wil ook sê, as jy hierdie vrede het, wat alle verstand te bowe gaan niks jou stop. Dit is amper asof jy die volle pakkie van heelheid beleef. Dit is asof jy iets van sy liefde net ervaar, want jy het vrede met hom. Daar's nie net vrymoedigheid. Die deur is oop, die kanaal is reg. Jy weet jy, dit maak 'n mens bly ook. Dit is asof daar blydskap en 'n vreugde wat deel is daarvan, wat deel word van jou lewe. Dit is die mens se grootste behoefte, is natuurlik om hierdie vrede en vreugde te beleef, wat hierdie blydskap ook in die Here bewerk. Hoe gaan 'n mens dit kry? Dit gaan jy net nou hoor. Jy sal dan maar net weet dat jy weet dat hy met jou is. Dis iets van so half om dit intentioneel te beleef. En dit is net eenvoudig om te weet, hy is met my, hy is, en nou kan ek net wees. Kinders van die Here hoef eintlik net te wees, want hy is. Waar jy ook al beweeg, is eintlik baie eenvoudig, waar jy ook al beweeg, dan dink jy net, Here is hier. Hy is hier. Nie bekommer te wees nie. Jy hoef nie te wees. Jy sien, dis geloof. Dis presies wat Hebreërs ons leer. Dit is juist dan wanneer jy weet, hy bestaan, en hy is 'n beloning vir die wat hom soek. En jy weet net, soos wanneer jy deur die dag gaan, en jy net aan hom eenvoudig dink, en daar gebeur 'n paar goed, en jy weet net, maar weet wat, ek hoef net te wees, want hy is hier. Daar's nie woorde eintlik vir daai gevoel, of belewenis. Maar dit is dit wat dit spesiaal maak vir die kinders van die Here. Dis daai goddelike bewustheid van sy teenwoordigheid. En dit maak 'n baie groot verskil. Eerste slide wat ek jou opgooi daar, sê vrede is om net eenvoudig te weet dat alles oukei gaan wees. Dit kan nie oukei. En dit bewerk die wonderlike innerlike vreugde of blydskap. En daar's die Griekse woord vir dit. Karma. In Grieks. En die diep betekenis is eintlik om 'n calm delight te hê.
'n kalm verligting. Werk dit of nie? Net daai, jy is kalm en dit is net asof dit verligting bring. Because you know that you know, it's gonna be okay. Wat is die prys wat mense op hierdie goed kan sit? As jy 'n prys, dit het ek al baie gesê. Die wonderlike deel van dit is vrug van dit is 'n vrug van Gees. Dit is klaar betaal. Dit is verniet. Dit is gegee. En ek en jy kan dit eenvoudig net daai geskenk oopmaak en tot ons voordeel gebruik. So die wonderlike vrede, daar's 'n ou liedjie van die vrede wat Christus bring, ervaar ek nou in my gemoed. Dit is soete vrede. Daai ou liedjie, dan sê hy, U maak my bly, Christus. Hy soete vrede en vreugde wat jy eenvoudig kan beleef, omdat jy weet, hy is in beheer en hy is eenvoudig met jou. Dit is 'n volkome blydskap. Nou, jy gaan al hierdie skrifgedeeltes op die groepie kry, maar ek gaan sommer net vir jou vinnig lees. Jy kan dit vinnig opsoek as jy wil, maar ek gaan net vir jou gou deurgaan. Dis 'n volkome blydskap. In Johannes 15 vers 11 in Nuwe Lewende Vertaling staan daar: Dit het ek vir julle gesê sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees. Dis 'n volkome blydskap, want dit is die vrede bring hierdie blydskap. Dit is volkome. En die konteks van daai gedeelte is om in hom te bly. Onthou, dit is die wynstok en die lote storie, Johannes 15. Om sy liefde te kan beleef, om gehoorsaam te wees aan hom, né? Dan sê hy, julle sal hierdie blydskap, hierdie vreugde, dit sal volkome wees. Dis 'n volkome blydskap. Daar gaan niks kort nie. Dan praat hy in Johannes 16 vers 24 oor gebed. Dan sê hy, julle het nog niks gevra tot en met nou toe die Vader gevra in my naam nie, maar as julle dit in my naam doen, sal hy dit vir julle gee, en dan sê hy, die rede, of die gevolg daarvan, sodat jou blydskap volkome kan wees. Sien, hierdie vrede, vreugde, blydskap storie, is so in mekaar ingeweef, en Christus Jesus het dit kom bewerk, en ek en jy kan dit beleef. En ons kan dit natuurlik uitdeel ook. Moet dit nie vir jouself hou nie. Ek dink in elk geval, as ons partykeer net so 'n bietjie meer glimlag, sal ons mense om ons sal so 'n bietjie dalk ook verlig word. Baie keer as jy by 'n plek kom en as iemand wat so 'n bietjie opgewek en vrolik is, dit steek nogal mense aan, né? Maar jy kom partykeer ook by 'n plek waar jy weet, oh my goodness, die krag is nie hier nie. Ligte brand miskien, maar daar is so 'n neerslagtigheid wat nie te lekker is. Ek het julle mos al die storie vertel van wat met ons een keer gebeur het. As jy ook nog gehoor het, sorry vir daai een, maar hoor hom nou maar weer. Ons het ook daar in Belfort gewees. In die oggend het daar 'n paar nie lekker goed gebeur in die pastorie nie. En daar was dit was bietjie negatief en so aan. En Ruben kom van die skool af. En toe sê hy by die huis instap en vra hy wie die krag afgesit. Maar die ligte brand. En toe tel hy dit op. Die krag afgesit, maar die ligte brand. Dis iets wat afgesmeer kan word en gevee kan word. Dis 'n goeie vee en smeer hierdie, hoor, want dit beïnvloed mense positief. Hierdie blydskappe beskerm ons ook. In Nehemia 8 vers 10 en 11 lees ons, en ek gaan hierdie een vir jou mooi lees. Hoor wat sê hy? Hy sê hy het ook vir hulle gesê, onthou nou Nehemia het na die ballingskap van 70 jaar, het hy die mure gaan herbou. Toe ontdek hulle die wetboek en Esra het dit nou gelees. So Esra, Nehemia het die fisiese mure opgebou en Esra het die geestelike mure opgebou. En dan word daar vir hulle gesê, hou op, huil nou man, hou nou op, asseblief. Dan sê hy die volgende. Hy het ook vir hulle gesê, gaan eet 'n lekker maaltyd en drink so drankies. Deel ook van die kos met mense wat niks voorberei het nie. Hierdie is 'n dag wat aan ons God toegewy is. Moenie te neergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees. Ou vertaling sê, sal jou beskutting wees.
So dit beskerm. Dit beskerm. Ek wil amper die volgende woorde sê, maar jy moet my nou mooi reg verstaan as ek dit nou sê. Ek dink dit is, moet ek dit nou sê of moet ek dit nie sê? Kom ek sê dit, want ek weet jy gaan dit in die regte konteks sê, nee. Ek glo nie aan fake it till you make it. Maar ek dink in hierdie geval moet 'n mens baie keer fake it till you make it. Nou dink jy dit nie. Ek sal nou nie 'n teologiese boek hieroor gaan skryf wat ek nou net gesê het. Maar ek kom baie keer agter as ek baie keer nie altyd so heeltemal happy is, dan begin ek net eenvoudig myself forceer om anders te dink en anders te praat en anders te lyk. Jy kan nie glo wat se invloed dit baie keer omstandighede kan hê. As jy by 'n plek kom en almal is nie lekker nie en jy is eintlik ook nie lekker omdat hulle nie lekker is nie. En dan besluit jy net eenvoudig, weet jy wat? Kom ons maak dit lekker. So dis ek dink die enigste plek waar mense kan sê fake it till you make it kan dalk werk. Okay. Julle verstaan my konteks, nee. Okay. Right. Niemand gaan my aangee oor hierdie teologie wat ek nou gesê het. But sometimes you need to force yourself, darling. Dis baie keer so. Daai doelbewuste, intentionele besluit van stop dit nou man. Ek gaan nie verder met dit. Okay? Baie keer is dit net so. Baie keer is dit so eenvoudig soos dit. Want dan jy ten minste besef wat aangaan. Erken wat is die situasie, erken wat is die probleem. Jy weet, emosionele intelligensie is eintlik iets waar jy so 'n bietjie in jouself moet kyk en as jy nou nie te lekker voel nie, moet jy vir jouself sê, okay, wag, stop die lorry nou. Stop net gou. Hoekom voel ek nou soos wat ek voel? Jy weet die Psalms is vol van die goed. Jy kan dit gaan lees in Psalm 26. Dink daar was ergens 'n verwysing daarna. En dan sê hoekom is my siel so neerslagtig? Hoekom? Dan sê nee man, sal die Here prys. Jy sien dan as jy hom kan erken, as jy kan weet, hier is die pes wat my so laat voel. Ek gaan nie verder met jou, ek stop dit net nie. Dan kan 'n paar goed nog verander. En dan voel dit in elk geval vir jou meer asof jy beheer het, as wat seker goed oor jou begin baas speel. So kom ons kom by die belangrike deel van vanoggend. En daar 7 van hulle. Hoe? Eerste, kry jou denke op hom. Hoor wat sê Jesaja 26 vers 3. U bewaar elkeen wat op u vertrou in vrede die mense wie se gedagtes op u gerig is. So kry jou kopie reg, met ander woorde. Boeretaal. Partykeer moet ons dit net ons gedagtes, die wat hulle gedagtes op hom kry. Jou denke wat jy begin rig op hom, gaan 'n uitwerking hê. Want jy gaan skielik agterkom as jy meer aan hom dink, gaan jy agterkom hy se beheer. So hoekom moet ek verder worry? In die tweede plek, gelei deur die Heilige Gees. As ons meer deur die Gees gelei word, ek dink julle weet wat is ons visie vir die jaar, wat ons van die begin van die jaar elke Sondag sê, ons leef deur die Gees, laat die Gees ook nou ons leefstyl bepaal, né? So gelei deur die Gees. Psalm 16 vers 11 sê, U wys vir my die lewenspad. Hoe sal dit vir jou wys deur die Gees, né? Hy sê, in U teenwoordigheid is vreugde. Aan U regterhand is daar blydskap vir altyd. Jy weet, jy moet dit jou plig maak om jou vreugde in hierdie lewe net in die Here te soek. Net in die Here. En niks in niemand anders nie. Nie geld nie, nie persone nie, nie organisasies nie. Ook nie die weer nie. Vind jou vreugde net in hom. Dit was asof die kantlyn vir die boere gesê het. Gelei deur die Gees. Derde plek.
lof en aanbid. Psalm 43 vers 4 sê, ek sal ingaan in die altaar van God, na God, die bron van vreugde en blydskap, die bron van vreugde en blydskap. Die bron, ek sal ingaan, die bron van vreugde en blydskap. Dan sê ek sal U loof met die hart, o God, my God. Sien dit is iets wat moet gebeur hier. Wat insak hier en wat hier uitgeleef. Daar's 'n patroon wat dit volg. Die volgende ene sê vrymoedige verwagting. As jy gedeelte soos in jy sê nou sê maar wat gaan aan met hierdie pastoor? Hy het soms 'n reg vers gevat. Dis van Here op my gelê toe ek begin dink aan vrede, vreugde en hoe om dit deel te kry. En wat anders as kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van die genadige God. Hy sal ons ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Wat sal dit bewerk? As ek vrymoediglik na die Here, ek sal nie met vrymoedigheid aan toe gaan as ek nie vrede het nie. As ek nie iets beleef van ek kan vrede. My verhouding met hom is herstel deur Jesus Christus. Nou het ek vrymoedigheid. Eers as gevolg van sonde en gebrokenheid het ek probeer wegkry. Maar nou besef ek, hy het hierdie vrede vir my bewerk. Wat maak dit nou? Dit maak dat ek met vrymoedigheid die troon van genade kan bestyg en ook natuurlik. Die uitwerking daarvan is baie positief. 5:1. Dis hierdie enetjie wat die moeilikheid bring. Hou aan. Moenie ophou nie. Jy weet mos wat sê daai gedeelte in Matteus 7:7 sê hou aan klop en so maak dit vers 8 gevat. Wat sê elkeen wat so volhardend vra. Volhardend ontvang. En wie aanhou soek. As jy ten minste vir een ding moet soek, is dit God se vrede. As jy dit doen. Kry en elkeen wat aanhou klop, sal God oop. Dit baie keer as mens net so bietjie jouself forceer en net so bietjie op 'n punt kom waar jy vir jouself sê, myself ek is nou siek en sat. Ek is siek en sat om siek en sat te wees. Ek gaan nou ophou. Ek gaan nou so 'n bietjie deurdruk. Ons praat altyd van die ou mense het gepraat van bidde dinge. En ons sê press aantal, né? Ek gaan so 'n bietjie aanhou en ek gaan klop en klop en klop en klop en klop. Weet jy wat? Die skrif sê hy sal oopmaak. Weet jy wat gaan jy agterkom as hy oopmaak? Jy gaan agterkom hy was nog eintlik altyd daar. Hy was nooit weg. Hy was nooit weg. Jy sien dit bring die vrede en vreugde vir ouens wat aan en uit. Verklaar dit. Baie keer dink ek gebeur dit nie in ons lewens nie, want ons verklaar niks. Wat verklaar ons die meeste van die tyd? Meeste van die tyd praat ons oor die vleispryse en die eiers wat so duur geword het en jy kla oor die slegte paaie ensovoorts. Ons is eintlik met 'n klomp klaar goed vasgemaak. So wat sê ek eintlik vir jou? Ek sê vir jou eenvoudig, verklaar dit bietjie. Wat het Jesus gesê? Ek het net daarna verwys vir die 72 wat hy uitgestuur het. Hy sê gaan in huise in. En as jy daar kom, die eerste ding wat jy doen, sê vrede vir hierdie huis. Dink nou net as jy dink jy by oopkaal instap. En jy sê vrede vir hierdie plek. In plaas van hoekom is die piesang so duur? Jy daar by die slaghuis instap. En jy sê vrede vir hierdie plek. Dan moet sê hulle biltong is nie te doen. Ek het al baie duurder biltong op ander plekke gekoop wat nie so lekker was. Dis nie om jy Janne maar die is, maar ek sê dit. Ek weet nie hoekom. Maar jy hoor wat ek sê. As jy gaan kuier by iemand en jy stap daar en jy sê vrede vir hierdie huis. Weet jy wat gaan gebeur? In die eerste plek gaan die mense vir wie jy kuier hulle doodskrik. Wat maak hierdie ou nou? So verklaar dit. Verklaar bietjie die vrede van die Here oor jou kinders. Verklaar dit oor jou huis.
Verklaar dit oor jou besigheid en alles. Hy wees jy daar die landery. Verklaar die vrede van die Here oor die land. Daar met skapies en besies en oral waar almal besig is. Verklaar dit. Ek dink, dit is wat die Here sê vandag. Om die vrede, sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, oor alles en almal te begin verklaar. Dit is eintlik eenvoudig. Jy sê net, ek spreek vrede. Ek verklaar vrede. Miskien moet jy jouself so 'n bietjie in die spieël gaan kyk. Hier is 'n spieël hier. Loop net nou draai daar by die spieël van badkamer. En sê 'n bietjie vir jouself, myself, ek verklaar die vrede van die Here oor jou. Weet jy wat sal gebeur? Hy kom vlermuise wat jou so plaas sal vlug. It's time. Dis tyd vir die verklaring, want wat gaan gebeur? Dit gaan iets van blydskap losmaak in jou. En jy gaan ook agterkom, daai blydskap is nie jou wonderlike whatever jy ook al dink jy het nie. Jy gaan agterkom, daai blydskap kom van God. Weet jy, daai blydskap gaan nie aangeplak wees nie. Dit gaan reg wees. So verklaar dit. En dan kom ons by die laaste gedeelte. En dis die gedeelte, ek sê, volg die goeie raad. Ek wil hê dit saam met my lees. Dis die gedeelte waarvan ek in die begin gesê het. As jy dalk iets van dit vergeet, of jy wonder dalk waaroor het vanoggend se boodskap, gewoonlik hier so teen Woensdag, dan weet niemand mos meer wat is gepreek Sondag, nee. Of wat dit werk is so regtig nie. Probeer dit 'n bietjie vra vrou so op Woensdag, wat is gepreek? Filippense 4. Hoor wat sê Filippense 4. Hier gaan jy nou sien hoe al hierdie goedjies mooi saam. En ek gaan dit vir jou lees, Filippense 4, en ek lees dit vir jou van vers 2 af. In my Bybel staan daar die laaste opdragte aan die gemeente. Paulus skryf hulle en hy sê vir die volgende: Ek moedig sowel Judea en Sintige aan om hulle meningsverskille op te los, omdat hulle aan die Here verbonde is. Okay? So daar was nie vrede by hulle. Nou moedig hy aan vir vrede. En dan sê hy ook, ek vra ook dat jy getroue kollega hulle sal help. So ons moet mekaar ook help in hierdie vrede storie. Jy gaan nou sien hoekom alles mooi by mekaar. So daar was nie vrede nie, en ons moet mekaar help met vrede, en ek hoop vanoggend se boodskap help ek jou met vrede, as daar so 'n bietjie onrustigheid by is. Hy sê, hulle het hard gewerk saam met my, en ook saam met Clemens en die ander medewerkers, om die goeie nuus uit te dra. Nou die goeie nuus word genoem in Handelinge 10, praat hy van die evangelie van vrede, wat die goeie nuus is, uit te dra. Hulle almal se name staan opgeskryf in die boek van die lewe. Okay, ek het gesê, dis 'n opsomming. Jou naam staan geskryf in die boek van lewe. Wat doen daai wete dat jy weet jou naam is opgeskryf? Gee dit nie vir jou vrede nie. Gee vir jou vrede, hulle naam is opgeskryf. Hy het nie hier gepraat met 'n klomp heide nie. Dit was ouens wat saam met hom gewerk het. Selfs in die kerk gebeur dit baie keer dat ons beroof word van vrede. Baie keer is daar meningsverskille tussen broers en susters. Hierdie gedeelte sê net eintlik om dit 'n plek te kry. Kom ek herinner jou gou. Hou jou vingers net daar. Blaai bietjie terug na 2 Korintiërs 13. Man, ek hou van hierdie een. Buiten dat hy ook sê toets jouself, nê. En al die goeters, jouself altyd toets. Hoor wat sê vers 11.
Dis nou 'n vers wat jy wil gebruik. 2 Korintiërs 13 vers 11 sê, verder broers en susters, wees bly. Ek hou van hierdie volgende 3 woorde. Ruk julle reg. Nuwe Lewende Vertaling sê, ruk julle reg, aanvaar vermaaning, wees eensgesind. En dan sê hy die volgende, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle bly. Dan sê hy so, groet mekaar met die soet van Christelike liefde. Al God se mense stuur aan julle groete. Dan kom hierdie gedeelte wat ons uitspreek ook oor mekaar. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Eerder 'n seëngroet, nee. Vrede, ruk jou reg. Kom in lyn. Hy sê dit vir hierdie ouens. Hy sê help hulle om weer vrede te kry met mekaar. Hy sê julle name is opgeskryf in die boek van die lewe. Ons kan bly wees daaroor. Dit is want ons het vrede nou met God, anders sou dit nie gewees het nie. Dan gaan hy aan, hy sê wees altyd bly omdat julle weet dat julle aan die Here behoort. Dit is wees bly daaroor. As jy weet jy aan die Here behoort, het jy vrede, dit bring vir jou vreugde en blydskap. Hy sê ek sê dit weer, wees bly. Hy sê dit weer 'n keer, wees bly. Laat almal sien hoe bedagsaam julle is, onthou die Here kom binnekort. Want ek hou van hierdie Filippense 4. Sien, as jy met 'n toekomsverwagting, met hoop leef, en jou saak met God is reg, en jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe, en jy is bly, en ons kan mekaar so beïnvloed, en ons kan mekaar help om hierdie vrede te beleef. Dis waar dit neem. Dan sê hy, want die Here kom binnekort. Vers 6 sê, en hier kom dit nou, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. So as jy nie vrede het nie, bid daaroor. As jy sukkel, bid daaroor. Moet dit nie net los nie. Hy sê moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Alles. Bid oor alles. Moenie dink iets is vir die Here te klein of te groot of te wat ook al nie. Bid oor alles. Hy sê vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. Sê vir dankie ook vir die goed wat hy doen. So jy sien klaar 'n ander tipe mensie. Jy sien iemand wat versekerd is van die feit dat hy hemel toe gaan. Jy sien iemand wat vrede met God het. Jy sien iemand wat dankie sê, wat dankbaar is en wat God wil loof en prys. Al daai goed wat ek net nou genoem het. Hy sê en God se vrede wat meer is as wat 'n mens dink, sal ook julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. En dan kom hy nou sê hy, ten slotte broers en susters. Nou met ander woorde, dit gaan alle verstand te bowe. So dis iets wat hier uitkom. Dis nie die normale, okay, ek gaan nou net nie kwaad wees nie, dit is iets wat hier uitkom. As jy sê ek gaan nie kwaad wees nie. Dis iets wat hier uitkom, wat sê, ek gaan God eerder vertrou as dit wat ek nou sien. Ek gaan nie fokus op dit wat om my is nie, ek fokus op hom, ek spreek vrede. Dan sê hy, en die God van vrede, ek het dit vanaf vers 8 sê, ten slotte broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Ek dink dit is iets van om die volheid van vrede te beleef. Hierdie is praat van om heel te wees. As dit nie heel is nie, weet ek nie wat is heel. Wat bewerk dit vir jou? Hierdie vrede wat oorloop in blydskap, want jy sal dit besef. Hy sê, en leef volgens alles wat julle, en wat eintlik nie vir julle waardig gesê, leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Nou, as ek vandag vir jou sou sê, of kom ons sê, wie in hierdie plek sal miskien vir iemand anders kan sê, hoor hierso, gaan leef net, soos wat jy gesien het, ek leef en ek leef. Dis nie die Here Jesus wat dit gesê het nie,
Hier is 'n gewone mens wat dit gesê het. Hy sê, soos wat julle gesê het, ek leef en doen en praat. Gaan doen ook so. Kan die kriel dit vir enige iemand sê, wat my volg. Hoor hierso, doen net wat ek doen, dan gaan jy okay wees. Die wat jou mense om jou, as hulle jou volg en doen soos wat jy doen, hoe gaan dit lyk? Eish, dalk nie altyd so vreugdevol. As jy nou kry ek 'n paar ernstige kykies. Mag elke een hierdie vrede en vreugde beleef. As ek vanoggend vir jou sê, vrede vir jou. En as jy vanoggend vir my kan sê, vrede vir jou. En ons kan vir mekaar in die oë kyk en sê, weet jy wat, vrede vir jou. Wat beteken dit? Jy sê vir die persoon, mag jy heel wees, mag jy vol wees, mag jy voorspoedig wees. Dink net as ons dit vir mekaar gereeld sê. Soveel keer sê, dat jy dit begin glo. Vrede, shalom, en reinheid, vrede, gera, mag jy blydskap beleef, mag jy daai kaam, iets beleef, binne in jou. Net die spesifieke woord, wat het ek gesê, dit beteken kaam, delight, beleef. Ja, maar jy weet daar waar ek werk. Jy ken nie my skoonma nie, broer. Jy of jou ma ook, man, ons in die skoonma. Arme skoonma's, altyd moeilik. Weet jy met wat se mense moet ek werk, elke dag? Verstaan jy dit nie? Weet jy met wat se mense werk, ek elke dag? That's besides the point. So haal die oë af, begin vrede. Weet jy wat dit sal wees, ook soos die saai en maai beginsel. As jy dit vir iemand anders gun, sal jy dit ook beleef. Vrede is in elk geval nie. Weet jy, dit is so vol, nee. As jy vrede beleef, dit is so vol. Jy kan dit nie vir jouself doen. Jy wil dit gee. En ons gaan dit vanoggend doen. Ons gaan nagmaal gebruik. En dan gaan ons ook vanoggend vir die kindertjies bid. Dit is blykbaar vandag een of ander wêreldbiddag vir kinders of so iets. Ons het net die advertensie gekry, ons gaan al die kindertjies bid. So kan iemand hulle miskien so lank gaan roep. Nee, kan jy hulle gaan roep? Asseblief ou broer. Dat hulle so lank kan begin kom. En ons gaan die vrede van die Here uitspreek oor hulle. En ons gaan die vrede van die Here uitspreek oor ons land en sy mense. Ons gaan die vrede van die Here uitspreek oor besighede en plase. Ons gaan die vrede van die Here uitspreek oor die skole en die kerke. Ons gaan die vrede van die Here uitspreek oor mekaar. En jy gaan die vrede van die Here uitspreek oor jouself. Sal dit verkeerd wees? Nee, dit sal nie. Psalm sê, jy moet so met jouself praat, jy moet jou siel bietjie aanspreek. En dan moet jy vir hom bietjie sê, hoor hierso, kom by. Ja, die gedeelte wat ons net nou gelees het. Stop het, kom reg. Hou op. Het jy al vir jouself ooit gesê, dankie nie? Net so rukkie. Ek dink dat is my laaste game of 2 wat nog gespeel moet word al binne. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil uit U kom vandag. En Here, ons weet baie keer
is daar net 'n klomp onvrede in ons hart. En ons weet baie keer, Here, het ons nodig om net U te vertrou. En ons wil vra vanoggend, Here, mag ons almal die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag ons dit beleef. Here God, soos wat ons ook in gedagtenis gaan roep, die feit dat U vir ons sondes gesterf het, dat U liggaam vir ons gebreek is, dat U bloed vir ons gevloei het. Soos wat ons dit ook vanoggend gaan doen, sê ons vir U dankie, Here Jesus, dat U dit vir ons kom bewerk het. En dat U liefde en genade so groot is vir ons al. Ons sê vir U dankie. En ons loof die Here vir deurbrake op elke vlak van ons bestaan. In die naam van Jesus. Dankie Here vir U liefde en guns. Dankie vir U grootheid en krag. Kom ons steek ons hande 'n bietjie uit na hierdie kindertjies op die verhoog. Here, ons wil vandag bid vir elkeen van hulle. En ons bid U vrede en voorsienigheid op elkeen van hulle af. Mag hulle geseënd wees. En baie dankie Here dat U hulle bewaar, dat U hulle beskerm, dat U hulle seën, dat U hulle oplig, dat U hulle krag gee. Ons bid ook vir elke huishouding. Here, hier waar hierdie kindertjies groot word. Mag U vrede en blydskap in elke huis heers in die naam bo elke naam. Die naam van Jesus Christus alleen. Dankie Here Jesus dat U liggaam vir ons gebreek is. Dankie dat U bloed vir ons gevloei het. Dankie Here Jesus dat U gesê het in die nag wat U verraai is, het U die brood gevat, gedank dit, gebreek, gesê neem eet, dit is my liggaam, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, die bloed en die nuwe verbond. Ons doen dit tot gedagtenis vir dit wat U vir ons almal doen. Maar veral spesiaal Here, vir dit wat U vir hierdie kindertjies doen op hierdie verhoog en hulle paas en maas in hierdie kerk. Dankie dat ons almal geseënd is. Dankie dat ons almal U vrede kan beleef en die blydskap wat saam met dit kom. Here ons God, ons het U baie lief en ons waardeer U vir alles in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Julle kan maar gou na julle ouers toe gaan. Kyk wat ons 'n bietjie hoor daar van